Daar sê hy, dis lekker om saam met jou te kuier vanoggend. Dit is altyd vir my 'n voorreg om die woord met jou te bedien. En soos wat Peer gesê het, gaan ons voort met ons reeks Blindfolded. En ek is so opgewonde oor wat ek vanoggend met jou gaan deel. En ek glo regtig die Here gaan iets in ons mense se lewens doen. Jy weet, dis die voorreg om voor te berei vir iets soos hierdie, want die Here werk nou al reeds in my lewe en in my hart, en dis lekker. En so ek sien regtig uit van wat ons gaan beleef. Nou, net voor ek begin, hulle sê, a girl's perfect dream, to marry the man of her dreams. No. A girl's perfect dream is to stay thin by eating cupcakes. Alright, hier's een van die manne. A guy in the gym look at the beautiful lady walking into the gym, say to his trainer, what machine should I use to impress her? So the trainer looks at him head to toe and replied, try the ATM in the hallway. So daai jy nou, daai tipe ding. Alright, so kom ons kop af, is lekker. As ons praat oor blindfolded, emosionele genesing, spesifiek vandag, emosionele genesing en hoe om in jou gedagte wêreld te floreer, emosionele genesing, en dis waar die reeks gaan, dis wat ons doen. En die Afrikaans het nie altyd vir my so lekker beskrywing in terme van, die Engels praat van your mind. En Tannie Joyce Meyer het altyd gepraat, sy het 'n boek geskryf oor die gedagte van the battle of the mind, en baie ouens het al gesê, dis eintlik maar waar ons oorlog voer, nê. Dis hier in ons gedagtewêreld, daai wat ek so 2 uur die oggend wakker word, en ek kry nie my gedagtes onder beheer nie. Dan is dit maar die goedjies waarvan ons praat, en ons skrifgedeelte wat ons net so as 'n vertrekpunt gebruik, kom hier uit 1 Tessalonisense 5, wat hy dan sê, hy sê, en mag God self, die God van vrede, julle in elke opsig heilig maak, en mag julle volledig na gees, siel en liggaam vlekkeloos bewaar word, tot ons Here Jesus Christus kom. Hy wat julle roep is getrou en sal dit doen. Dit is net belangrik dat jy net so, sê mens in jou gedagtewêreld net so 'n bietjie, ons sê stil staan by hierdie sinsnede, en hy wat getrou is, sal dit doen. En ek gaan vanoggend spesifiek praat oor die gedagte van genesing, en dat jy sommer van die staanspore sal weet, God wil genees, dis wat hy wil doen. En ons het al in hierdie reeks bietjie gepraat, net om jou so bietjie terug te vat, die vorige 2 Sondae, bietjie gepraat oor die gedagte van, as dit nie met jou goed gaan emosioneel, of in jou gedagtewêreld nie, is jy nie 'n slegte Christen nie. Wil enige iemand wat nog nie gestoei het met sy gedagtewêreld nie, alright? So dis waarmee ons, dis nie omdat jy net swak Christen is nie, jy het nie geloof in jou lewe nie, en so kan ons aangaan. Want as ons praat van ons verhouding met die Here, is redding is onmiddellik. Die oomblik wat ek in geloof reageer, ten opsigte van dit wat God vir my aan die kruis gedoen het, op daai oomblik, ons praat daarvan as wedergeboorte, nê. Ek kom in my geesmens is onmiddellik, is my geesmens gered. Redding is onmiddellik. Maar as dit kom by genesing, spesifiek wanneer ons praat van ons emosionele genesing, dan vat dit tyd. So dis waar ons praat, en dis wat ons die eerste week mee gedeel het, en verlede week het Llewellyn gepraat oor die gedagte van, my seer emosionele wêreld is nie 'n gebroke en onherstelbare emosionele wêreld nie. En luister hierna, genesing is dan 'n proses, en ons moet God vertrou met die proses waarmee hy besig is in ons lewe. Hy het verwys na, ons almal hou van beginne, en ons almal hou van eindes, en jy weet, as hy eindvletjie blaas, en ons het gewen, dan is dit nou lekker, maar niemand praat van die gedeelte tussenin, waar ons eintlik maar ons stoei, en ons gevegte veg met ons emosionele wêreld, en dit is maar 'n proses, en ons moet God vertrou met die proses daarvan. Nou vir vandag wil ek praat dan oor vir genesing om uiteindelik te gebeur, is daar vir ons baie genade. Daar's vir ons baie genade. Maar God vra dat ons hierdie genade wat ons gekry het, wat gratis is, dat ons hierdie genade uiteindelik sal ontmoet met ons geloof. En ek glo regtig dat die Here vanoggend in mense se harte en lewens gaan werk, met die goed wat jy dalk al so ver mee kom,
dat ons gaan genesing sien en genesing gaan beleef. Nie net in ons liggame nie, uiteindelik net in terme van ons emosionele wêreld. Want dis wat ons in ons lewe moet uitmaak. God wil genees. Maar ons is baie keer met ons lewe, as ons so aldoenig met goed in ons lewe, dat dit die goed wat, die negatiewe goed, wat eintlik 'n vasdra plek begin kry het in my lewe, dat ek dit al aanvaar het as die normaal vir my lewe. Dis maar ons is. Kundiges sê dat dit is die pyn wat ons ervaar met ander woorde, dis nie die ergste pyn wat ons ervaar, dat jy byvoorbeeld, jy kry 'n boodskap, daar was iemand in 'n ongeluk en daai persoon is oorlede, dis daai onmiddellike pyn en seer. Of jy kry 'n oproep, of jy kry 'n e-mail, wat ook al wat sê, het jou werk verloor. Dis daai, maar kundiges sê, dis nie die ergste seer in ons lewe nie, alhoewel dit baie seer is. Die ergste seer in ons lewe is wat ons beleef en ervaar van dit wat kom al ver in ons lewe. Dit wat ons in ons gedagtewêreld, in ons emosionele wêreld, en ek gaan myself 'n paar keer herhaal wat dit betref vanoggend, is dat ons dit al aanvaar as die normale, as dit maar hoe ons is. En ons mis baie keer God se genesing wat hierdie goed in ons lewe betref. Die goed wat jy maar met meer saamdra, emosioneel, en die pyn daarvan in jou lewe. Ek het 'n paar voorbeelde, die angstigheid wat jy beleef as gevolg van goede wat in jou lewe gebeur het, en jy het nou al aanvaar as die terme van angstigheid, anxiousness in die Engels, dan sê hy, op die einde, dan sê ons, ek is nou maar eenmaal 'n angstige persoon, dis maar wie ek is. Die bitterheid waarmee ek saamloop, as gevolg van 'n stuk onvergifnis wat in my lewe is, van wat hulle aan my gedoen het 'n klomp jare terug. En ek kry my nie self daar, dat ek oor dit kan kom, en die Here se genesing kan vat en kry vir dit nie. Die gedagtes waarmee ons stoei met betrekking tot ons eie gesondheid, die oomblik wat ek 'n bietjie pyn en ongemaklikheid beleef, of abnormaliteit beleef, en my bloeddruk is bietjie hoog, en so meer, en dan gaan my gedagtes, en ek besef, maar my pa is ook redelik vroeg oorlede aan sy hart. Of ek stap van die kamer na die kombuis toe, en as ek in die kombuis kom, dan wonder ek, wat het ek nou hier kom maak? Ek weet dit het nog nie met julle gebeur nie, maar en ek besef, my ma het ook maar so 'n bietjie demensie gehad. Dis hierdie tipe gedagtes wat ons mee stoei, en ons werk met hom, en God wil kom genesing bring, nie net vir dit nie, maar ook in terme van wat ons beleef, wat ons baie keer sou sien as oorerflik. Ons van tonners, ons is maar so, dis maar wie ons is, ons sukkel maar met ons harte tipe van gedagte. So ons beleef goed, en wat eintlik net 'n tydelike, ek wil amper sê, 'n aandag moes wees wat ek aan iets gegee het hierdie tydelike 'n langtermyn ding geword, wat ek nou maar net aanvaar het in my lewe, maar God wil genesing kom bring, spesifiek in hierdie areas. So nou, wat het ek nodig, en dis waarmee wat ek jou so 'n bietjie op 'n journey gaan vat, op 'n reis gaan vat, in terme van wat het ek nou nodig, om hierdie goed te kan hanteer in my lewe, dit in die oë te kan kyk, ongeag van die feit daarvan, dat ek al lank daarmee saamkom. Want genade, as ons praat van genade, is gratis. Genade is gratis. Maar God se genade het ons nodig om, wat ek wil sê, wat ons sal ontmoet, wanneer ons in beweging kom, en daai genade van God ontmoet met my geloof. Ek onthou van 'n ou gedeelte wat ek jare al van gehoor het en ken en so meer, wat hy sê, nader tot God en hy sal tot jou nader. En ek het altyd hierdie gedagte van die oomblik as ek een spiertjie trek om na God te nader, is hy onmiddellik met sy volheid daar vir my, want hy het klaar ja gesê oor my lewe. Hy verwag net van my dat ek sou in beweging kom met betrekking tot hierdie genade, om sy genade dan te ontmoet met my geloof. Luister wat sê Jakobus. Jakobus sê, want net soos die liggaam sonder gees dood is, so is die geloof sonder dade ook dood. Ek wil dit net kwalifiseer, met ander woorde, op 'n stadium, ek dink as wat Petrus skryf, hy sê, wys my jou geloof, of hoe kan Jakobus, hy sê, wys my jou geloof, van wys ek jou my werke. Dis nie werke om God se genade te verdien nie, want dit is baie keer waar ons is. Here, ek kom met hierdie ding in my lewe al so lank, ek kom met hom al so ver, dat ek uiteindelik maar, ek moet goed in plek sit, en ons is baie vinnig om vir mense te sê, dat wanneer slegte goed met hulle gebeur, dan sal ons altyd uitwys, maar dan sal sonde in jou lewe. So jy moet hierdie goedjies eers uitsorteer, en dan sal God kom, en dis nie wat genade is nie. Genade is gratis.
Sê ek wys jou my werke, want hoekom, nie hoeveel keer ek kerk toe kom, of hoeveel keer ek Bybel lees, of hoeveel keer ek bid nie, en hoeveel by selgroepe betrokke is nie, of wat ook al my gedagtewêreld rondom dit is nie. Hierdie goed doen ek in elk geval, omdat ek reeds gesien het, wat genade vir my gedoen het. So my gebedslewe begin anders te lyk, die manier hoe ek die woord bestudeer, begin anders te lyk, want hoekom ek het klaar gesien, ek doen nie hierdie goed om op 'n plek te kom waar ek God se guns wil verdien met betrekking tot dit nie. Dis reeds vir my daar. So ons praat hier van nie passiewe geloof nie, maar aktiewe geloof uiteindelik. Die Bybel is baie duidelik dat ons net geloof het soos 'n mosterdsaad. Ek weet nie of jy is waar ek is baie keer met dit nie. As die Here het ek genoeg geloof vir hierdie ding. Ek weet nie of ek genoeg geloof het vir hierdie storie nie. Maar dan onthou ek dat hy gesê het, ek het net geloof soos 'n mosterdsaad nodig. En wanneer jy kan dit vir jou gaan koop, daar's mosterdsaadjies beskikbaar daar by die kwekery. Vat 'n bietjie daai mosterdsaadjie, as ons hom nie neergooi, gaan ons hom nie kry nie. So klein is hy. Dis daai geloof wat ek trek myself saam en ek sê maar ek gaan God se genade ontmoet deur net daai bietjie geloof. En God is in sy volheid daar, want hoekom? Hy het klaar vir ons die prys betaal. Genade is klaar gratis. En ek wil stil staan by 'n storie vanoggend wat ek wil gaan net wys in terme van dit wat het gebeur het. En Jesus kom by 'n sekere man en hy vertel die storie waar hy 'n man genees wat vir 38 jaar bedlend was. Luister 'n bietjie, 38 jaar bedlend was. Dis nie 38 maande nie, dis nie 38 dae nie. Hierdie ou was vir 38 jaar was hy bedlend gewees. En Jesus kom by hom en hy sê, luister, jy is maar op die plek waar jy is, maar ek wil jou genees. En miskien kan ons met hierdie storie identifiseer vanoggend en sê, Benny, daar's goed in my lewe, wat ek glo in my lewe, wat ek net aanvaar het as die normale van my lewe. En soos hierdie ou daar op sy bed gelê het, dit maar aanvaar het as dit maar wat hy is. Hy is nou maar eenmaal 'n bedlêende persoon. Iets soos 'n gedragspatroon waarmee ek byvoorbeeld stoei in my lewe en ek besef, dis maar wie ek is. Ek het nou maar hierdie gewoontetjies, ek het maar hierdie gewoonte wat ek aangeleer het vir myself en oor gebeur het en ek doen dit in my lewe. Maar intussen was daar genesing gewees soos wat daar genesing was vir hierdie ou. En Jesus vra vir hom 'n baie direkte vraag. Kom ek lees vir jou daai gedeelte in Johannes 5 vers 1 tot 9, dan sê hy, hierna was daar 'n fees van die Jode en Jesus het opgegaan na Jerusalem en daar is in Jerusalem by die Skaapspoort 'n pad met 5 pilaargange wat in Hebreëus Bethesda genoem word. Daarin het 'n groot menigte siekes gelê, blindes en krepeles en lammes wat op die roering van die water gewag het, want 'n engel het op 'n bepaalde tye in die bad neergedaal en die water geroer. Die een wat dan die eerste ingaan na die roering van die water het gesond geword, aan watter siekte hy ook al gely het. En 'n sekere man was daar wat 38 jaar aan sy siekte gely het, en toe Jesus hom sien lê, terwyl hy geweet het dat hy al 'n lang tyd siek was, sê hy vir hom, wil jy gesond word? Die sieke antwoord hom, Here, ek het niemand om my in die bad in te sit as die water geroer word nie. En onderwyl ek kom, gaan 'n ander een voor my in. En dan kom Jesus en Jesus sê vir hom, staan op, neem jou bed op en loop. En dadelik het die man gesond geword en sy bed opgeneem en geloop. Nou net vir konteks, as jy dink aan die bad van Bethesda, die naam Bethesda beteken huis van genade. En Johannes het gekies om spesifiek te noem hoeveel pilare daar was. Ek bedoel, dis baie detail. Maar Johannes kies om dit wel te noem, waar hy praat van daar's 5 pilare om hierdie bad wat hulle by gesit het. En die getal, as jy dink aan getalle en numeriese waardes in die Bybel, is dit baie belangrik. In die Bybel, as jy enigiets rondom getalle lees, dan beteken dit gewoonlik iets. Dis nie net sommer daarin gesit om vir ons 'n bietjie ekstra inligting te gee of 'n bietjie detail te gee nie. So hierdie 5, die numeriese waarde van die getal 5 beteken ook genade. Dis daai wat ons baie keer hoor as jy dink aan grace, die naam grace, God's riches at Christ's expense.
So baie mense sê, die rede waarom jy in die situasie is wanneer jy nie is, en dis soos ek nou gesê het, is dat jy's hier en jy's in hierdie situasie, jy kan nie vorentoe gaan nie, daar kan nie vir jou genesing wees nie, want daar's goed nie reg in jou lewe nie, en soos ek sê, nou moet ons eers 'n klomp goed gaan regmaak, en dan moet ons kom. As dit so was, dan sou Jesus nie nodig gehad het om in die kruis te sterf nie. As ons kon gegaan het en ons lewe uitgesorteer het, en dan sy genade kom beleef het. Nee, sy genade is klaar daar vir ons, so ek reageer net op sy genade, en uiteindelik gebeur die wonderwerk in my lewe soos wat hy wil hê, dit moet gebeur, ek ontmoet dit net met my geloof. Nou baie keer ons praat van lineêre geloof, as jy dan sal God, as ek, en nou probeer ek Bybel lees, bid, en ek probeer 'n klomp goed doen, ek gee geld vir die armes en so meer, as ek nommer 1 en 2 doen, dan sal ek by God se nommer 3, 4 en 5 uitkom. Dis nie wat genade is nie. Genade is gratis. Daar's niks wat ek kan doen om God se genade te verdien nie, anderster was dit nie genade nie. Ek het sommer hier geskryf, God se genade is gratis, punt. Dis hoe dit is. Nou gaan hy aan, en luister wat sê Efesiërs, Paulus skryf vir die Efesiërs, dan skryf hy die volgende, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit is nie uit julle self nie, dit is die gawe van God. Wat is 'n gawe? Gawe is 'n geskenk. Jy gaan iemand anderhand, as jy vir hom 'n geskenk gee, en hy sê, kan ek net gou 'n bietjie gaan skorrelgoed was hiervoor. Dis nie wat 'n geskenk is nie. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Sodat ek nie kan brag oor dit wat ek gedoen het, en ek het nou maar soveel keer al gebid, en ek spandeer soveel tyd met die armes, of ek doen al soveel goed in die selgroepe, of wat ook al die geval mag wees nie. Nee, sodat ek nie kan roem nie. Genade, luister hierna. Genade initieer en geloof neem deel. Dis wat hier moet gebeur. So dis wanneer ek genesing kan beleef, en ek wil hierdie platform vir jou lê vanoggend, dat jy kan weet van my, ek kan genesing beleef, nie uit myself uit nie. Al wat ek hoef te doen, is ek moet net reageer, geloof soos 'n mosterdsaad uiteindelik. Ons is gered uit genade, ons is geroep deur genade, ons is hier deur genade, en nou vra Jesus dat ons sy genade met ons geloof sal kon ontmoet uiteindelik. Genade initieer. Soos nou staan Jesus by hierdie huis van genade, die bad van Bethesda, die huis van genade. En dan vra hy vir die persoon 'n baie snaakse vraag, wil jy genees? Natuurlik wil ek genees wees. Ek lê al vir 38 jaar hier. Ek kon nog nooit saam met my kinders net 'n bal skop nie, of ek kon nog nooit ergens uitkom met my gesin gaan vakansie hou nie, want dis maar waar ek is, en ek het maar aanvaar, hierdie is my normale. Sê, natuurlik wil ek genees wees vir 38 jaar, maar dis nie wat hierdie ou doen nie. Hy beweeg niks nie. Al wat hy begin doen is hy begin 'n verskoning sê, hoekom hy nog steeds daar lê. Hy spring nie op, as hy kon, net gesê het, maar yes, ek wil genees wees, dis wat ek wil hê, ja, ek wil dit doen, niks van dit nie, hy kom met 'n verskoning. En dis wat hy sê, die sieke antwoord hom in vers 7. Die sieke antwoord hom, Here, ek het niemand om my in die bad te sit as die water geroer word nie, en onderwyl ek kom, gaan 'n ander een voor my in. Want dis die agtergrond van hierdie bad van Bethesda, waar hulle geglo het, daar kom 'n engel en dan roer hy nou die water, en soos ons nou gelees het, dan vir die ou wat eerste ingaan, hierdie ou lê soos 'n lamme daar, hy kan nie beweeg nie, so daar's altyd iemand wat voor hom sal kan ingaan. Maar dis dan sy storie, dis wat hy sê. Uiteindelik is die goed wat ons in ons familie beleef, is oorerflik. Ons het nou maar hierdie siektes in ons familie, dis oorerflik, ek kan niks daaraan doen nie. Jy weet, niemand gaan my help nie, want dis wie ek is. Jy weet, ons van Tonners, ons is nou maar eenmaal die meerige mense, ons gaan nie oor dit kom nie. Of my grootouers, my oupa en ouma het gesukkel met hulle huwelik, my pa en ma het gesukkel met hulle huwelik, en ek is seker, dis hoekom ons nie lekker huwelik kan verstaan in my eie huwelik nie. Dis wat ons nie kan sien nie. Ek moes al getrou het, maar ek wil nie trou nie, ek wil nie daai commitment maak nie, want ek wil nie my kinders deur die trauma sit, wat ek deur is, toe ek 'n kind was nie. Dis regtig wat mense sê uiteindelik. Ek het hierdie gewoonte waarvan ek ontslaaw wil raak, maar ek kry nie dit, as ek myself kon kry, val ek my weer daarin, en ek kan dit nie oorwin in my lewe nie, dis maar weet ek is. Ons familie het nou maar eenmaal hierdie
aan die verkeerde kant van die spoor groot geword. Vir die wat in 'n plattelandse dorp geword het, sal dit verstaan. Jy weet, aan die spoorlyn wat daar deur die dorpie werk, en die ouens wat aan die kant van die spoorlyn bly, en die ouens wat aan die ander kant van die spoorlyn bly. Jy weet, ons is nou maar arm. Dis wie ons is. Dis nou maar die kaarte wat met my gedeel is. Ek gaan nou maar met deel. Ons kan dit net nie maak finansiëel nie. En so gaan mense aan en hulle doen 'n klomp verskonings. Maar dalk is daar iets wat ek wil sê wat met jou lewe resoneer. Want jy sien, hierdie siekbed van jou het uiteindelik jou veilige hawe geword. Dis iets, wanneer ek druk ervaar, is dit iets waarop ek terugval, op 'n gewoonte of 'n stuk depressie, of my gedagtes hardloop in 'n sekere rigting en so meer. Want jy sien wat die bad van hierdie ouens, wat die bad vir hom gaan verwag, is 'n stuk geloof. So hy het nog nie om so ver gekry om net te sien ek beweeg op grond van God se genade in my lewe nie. Ek het so gewoond geraak aan hierdie pyn in my liggaam, in my emosionele toestand, of wat ook al die geval mag wees nie. Maar genade initieer, maar uiteindelik is dit geloof wat kom deelneem. Maar daar's goeie nuus. My identiteit is nie vasgemaak in my siekte. My identiteit is nie vasgemaak in die agtergrond van my familie, of waar ek groot geword het, en hoe ek groot geword het, en wat ook al in my lewe daar is nie. Dis nie my identiteit nie. My identiteit lê in die verlossingswerk wat Jesus Christus vir my in die kruis gedoen het. Dis waar my identiteit begin het. Want hoekom? Ek is 'n nuwe skepping in Christus. Die dag toe ek ja gesê het, toe ek wedergeboorte beleef het, en toe ek in daai tree gegee het om hom in my lewe in te nooi, op daai oomblik sê die Bybel, alle ou dinge het verby gegaan, kyk, alles het nuut geword. En hierdie, glo my, is een van die goed dat ek in my eie lewe gereeld moet toepas, en sê maar, ek is nie wat my familie vir my sê nie. Ek is nie die hartsiektes waarin my pa en al sy broers oorlede is nie. Dis nie wie ek is nie, ek is 'n nuwe skepping in Christus uiteindelik. My identiteit is nie vasgelê in die diagnose wat ek ontvang het nie, aan my siek emosionele toestand, of my verdraaide gedagtewêreld nie. Kyk wat doen Jesus. Jesus sê vir hom, staan op, neem jou bed op en loop. En dadelik het die man gesond geword en sy bed opgeneem en het geloop. Want genade initieer, geloof uiteindelik neem deel in my lewe. Luister na hierdie aanhaling wat ek hier neergeskryf het. Hy sê, I refuse to behold any lesser degree of life. I refuse to settle for a lesser degree of life, because the thief comes to steal and to kill, but he has come to give me a life and to give it to me more abundantly. Dis waar my identiteit lê. Dis wie ek is toe ek ja gesê het vir Jesus Christus. Het hierdie goed in my lewe verander. Ek kan ophou met die 38 jaar wat ek met goed kom. Want as 'n nuwe dag wat vir my aangebreek word en ek reageer in geloof uiteindelik. En ek wil vanoggend, en ek vertrou so die Here toe ek hierdie week voorberei het, Here, ek vertrou U so dat U so gaan genesing bring waar genesing net so nodig is. En ek wil jou vra vanoggend, wil jy nie saam met my staan nie, en ek wil hê, wanneer jy staan asseblief saam met my, as jy kan resoneer, staan asseblief saam met my, as jy kan resoneer met dit wat ek vanoggend deel, en sê, Here, dis presies ek daai. Ek het nodig dat ek vanoggend sal reageer. Moet jy amper reageer wanneer jy opstaan en sê, Here, ek reageer soos wat daai ou gedoen het. Die oomblik toe Jesus vir hom die lig gee, het hy dadelik opgestaan. Hy het aanvaar dit wat Jesus vir hom kon gee, en ek staan op in geloof, en onmiddellik het hy gesond geword. En vir die eerste keer in sy lewe, en die eerste keer in 38 jaar, kan hy lewe volgens dit wat God vir hom oor sy lewe uitgespreek het. Blindfolded. Jy sien, ons is baie keer blindfolded. En wanneer ons bid, en ek wil jou uitnooi vanoggend, as jy kan resoneer hiermee en sê, Benny, ek bring vanoggend daai 38 jaar nonsens in my lewe. Kom gee ek vir die Here oor. Wil jy nie net in geloof vanoggend net bietjie daai blinddoek afval? Sê, Here, dankie vir lig wat deurbreek. En ek wil jou vra, as jy deel daarvan is, en jy kan nie meer resoneer, wil jy nie net jou hande in die lug steek. Dis net iets sê, Here, ek aanvaar vanoggend die genesing wat jy vir my instoor het. Ek aanvaar vanoggend dat vandag kan ek 'n streep in die sand trek, en vir hierdie van Tonners, vir hierdie familie, Here, gaan dit anderster wees van hier af. Ek gaan lewe volgens dit wat U vir my gee in my lewe.
So Here, dankie dat terwyl mense hulle hande opsteek en U ontmoet al reeds op ons op die vlak van ons verwagting, op die vlak van ons geloof. En dis die geloof wat ons moet aan die gang hou en soort van opwek uiteindelik nie. Here, ons kom uit en ons kom vat U genade vanoggend, Here, soos wat U dit vir ons bedoel het. En Here, ek bid vanoggend in die naam van Jesus, soos wat U vir daai persoon gesê het by die bad van Bethesda, the house of grace. Staan op en loop, vat jou goed, staan op en loop. En in die gees wil ek vanoggend mense oproep, staan op en loop. En as jy saam met ons online kyk, staan op en loop. En ons verwag genesing, waar daar genesing nodig is, of dit nou liggaamlik is, liggaam, siel en gees, sal dit so wees. En ek bid dit in die naam van Jesus. Dankie dat U bande breek vanoggend, wat nodig is om gebreek te word, in Jesus naam. Amen. Amen. Terwyl ons so staan, kom ons sing in hierdie ongelooflike, wat jy net kan sê, Here, in geloof sing ek vanoggend, in the mighty name of Jesus, gaan ons dit beleef. Kom ons sing.